Hi almal, my naam is Kobus Kreer. Dis die 25ste November 2024 en ek wil graag hierdie profetiese woord met julle kom deel. 'n Paar aande terug sit ek in die teenwoordigheid van die Heilige Gees en die Heilige Gees sê vir my die volgende: sê vir my volk en alle nasies dat hulle moet wegkom van die afgodediens af. Hulle moet wegbreek van die afgoderry af. Indien hulle dit nie gaan doen nie, gaan ek destruction bring, ek gaan vernietiging bring. En hierdie het my nogal diep geraak. Dit is harde woorde wat die Heilige Gees vir my gesê het hier, en ek het nie lekker geweet om hierdie oor te dra nie, maar ek het net tot God gebid en vir hom gevra dat die Heilige Gees aan my openbaring sal bring en vir my die nodige skrifte sal wys. En een van die skrifte wat die Heilige Gees net vir my kom wys het, is in Exodus 20, waar God die 10 gebooie vir Moses gegee het. En daar staan in vers 2, dit begin deur te sê: ek is die Here jou God, wat jou uit die Egipte land, uit die huis van slawerny gelei het. Jy mag naas my geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld maak van wat in die hemele daarbo, of wat op die aarde daaronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig nie. Jy mag hulle nie eer nie. Jy mag hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God. En dit het my net laat besef, dit is van die heel eerste dinge, van die heel eerste wette wat God vir sy volk gegee het. Nou het enigstens iets rondom dit verander? Nee. God soek elke een van ons vir homself. Hy wil jou nie deel nie, want God is 'n jaloerse God. Daar staan in Exodus 34 vers 14, jy moet jou voor afgode nie neerbuig nie, want die naam van die Here is jaloers. 'n Jaloerse God is hy. Die Heilige Gees vat my na die skrif toe, van 1 Korintiërs 10 vers 21, en daar staan: jy kan nie aan dieselfde beker drink van duiwels en van God nie. Jy kan nie om dieselfde tafel sit van duiwels en van God nie. Daar is 'n duidelike keuse wat gemaak moet word van wie jy volg. Volg jy die dinge van die wêreld of volg jy die dinge van God? Nou kan jy vir my sê, maar waarvan? Wat doen ons? Wat het te doen met afgoderry? Nou kom ek stel jou die volgende vraag. Stel jy vir God eerste in alles wat jy doen? Is God eerste in jou lewe? Enige iets anderste wat jy bo God stel, maak jy 'n afgod van. God is veronderstel om heel eerste te kom en dan volg jy res. As jy in die oggend opstaan, kom God eerste. Die skrif sê vir ons dat Jesus Christus, God, is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Die een wat is en wat was en wat kom. Is hy jou eerste in jou lewe en is hy in die aand jou laaste? Kom hy eerste? Ken jy vir God in al jou weë? Want dan sal hy alles vir jou gee wat jou hart begeer. Enige iets wat jy meer tyd aan spandeer as aan God, word 'n afgoderry, word 'n afgodediens. Mense, ons het 'n keuse om te maak. Die tyd vir verskonings het opgedroog. Dit is so baie keer dat mense tyd het en 'n halfuur sit op Facebook, of 'n uur op Facebook, of 'n uur of 2 ure op TikTok, of 'n uur of 2 op YouTube, of met ander dinge. Waar pas God in jou lewe en in my lewe in? Hoeveel tyd spandeer ons aan God die Vader? Hoeveel tyd spandeer ons aan Bybel lees?
Hoeveel tyd spandeer ons aan worship? Hoeveel tyd spandeer ons in die teenwoordigheid, in die stilte van die Heilige Gees? Want dis die wêreldse geraas hier buitekant is so besig dat jy daai stilte tyd nodig om God eerste te stel, om te bid, sodat jy sy stem hard en duidelik kan hoor. Daai sagte fluistering wanneer God met ons praat. Ek is die boodskapper wat hierdie woord kom deel. En daar's 'n dringendheid wat ek in God se stem net gehoor het. Sê vir my mense, sê vir my volk, maak nie saak wie jy is nie. Kom weg van die afgodery af. Anderste gaan daar distraction kom. Ons kan maar gaan kyk in die Bybelse tyd. Daar was niks so groot gruwel in God se oë soos afgodery nie. Kom ons gaan doen 'n bietjie selfondersoek. Kom ons gaan kyk in elke een van ons in ons eie lewens. Waar stel ons vir God? Is God eerste in jou lewe? Of is ons so vasgevang in die wêreldse dinge dat God tweede en derde staan, of in die ry moet staan, of dalk heel agter staan? Mense, kom ons deel hierdie woord wyd en suid, sodat mense tot bekering kan kom en dat mense hulle harte vir Jesus Christus kan gee. Op die einde van die dag is die opdrag wat God my gegee het, is om siele te wen vir die koninkryk van God. Ek kom vra elke een van julle om dieselfde te doen, want dit is ook jou opdrag, is om siele te wen vir Jesus Christus. Die tyd vir verskonings is verby. Ons moet 'n drastiese stap neem in die regte rigting. Want vir die tye wat ons besig is om in te beweeg, gaan ons God so nodig hê. En dit gaan belangrik wees dat ons styf in die skaduwee van God se arm sit en in die teenwoordigheid van God. Mense, baie sterkte vir elke een van julle. As daar enige iemand is wat gebed nodig het, my nommer is 082 7725 661. Totsiens.